Dis 'n tyd vir boekkeuses, saam met Heinrich Viljoen op AWR Afrikaans. Goeiedag en hartlik welkom by Boekkeuses hier op Adventiste Wêreldradio Afrikaans. My naam is Heinrich Viljoen en dit is altyd vir my 'n voorreg om saam met jou deur die wêreld van Christelike literatuur te reis. Boeke wat nie net ons denke uitbrei nie, maar ook ons geloof verdiep. En vandag se program is vir my persoonlik baie spesiaal, want ons gas is iemand wat ek al baie jare ken. Ek het vir Dr. Roy Spalmer ontmoet toe ek in die vroeë 2000s in die Kaap gewoon het. En hoewel hy 'n mediese dokter is, het hy ook 'n merkwaardige en diep teologiese agtergrond. 'n Kombinasie wat jy nie elke dag teekom nie. Hy het deur die jare 'n besondere vermoë ontwikkel om wetenskap, geloof en skrifwaarhede op 'n verstaanbare manier saam te verbind. En vandag gaan ons gesels oor sy boek met die treffende titel God se bloudruk, die heelal se beleid. 'n Boek wat die groot prentjie van God se karakter, sy regering en die plan van verlossing oopvou op 'n manier wat baie lesers nuwe lig bring. So bly gerus ingeskakel, want die gesprek wat voorlê gaan jou denke rek, jou hart versterk en jou help om God se plan vir die mens en die heelal beter te verstaan. Dr. Roy, baie welkom by Boekkeuses. Heinrich, dis vir my 'n voorreg. Ek ken ma en pa oor jare. Hyla het vir ons baie lekker kos op Helderberg verskaf, so ek het net goeie dinge as ek aan julle dink. Ja nee, kyk, ek mis daai kos nogals baie op tye. Dr. Roy, voordat ons dieper in die boek ingaan, wil ek net graag meer uitvind van jou as mens en skrywer. Jy het 'n mediese agtergrond en jy het 'n besonderse liefde vir teologie, maar vertel ons, waar het hierdie kombinasie van medisyne en Bybelstudie vir jou begin? Ek moet dit dalk vir jou 'n bietjie verder terugvat, is dat tussen my en my broer se geboorte het 2 jaar en 2 maande verloop, en in daai tydperk was my broer in die NG Kerk gedoop. My pa het by 'n man wat aan die voordeur geklop het 'n boek gekoop, en die boek se naam was die Bybel Spreek. Ek is nooit gedoop nie. Intussen het my ouers besluit om die sprong te maak vanuit Volkskasbank, die Broederbond en die NG Kerk om Sevendag Adventiste te word. En eventueel het ons op 'n afstand moes probeer kerk gaan, want ons was in Bethel, aanvanklik Piet Retief, en met daardie het ons gemigreer na Pietersburg. En in Pietersburg is ek in 'n standaard 1 klas langs 'n dametjie, Lorraine Grobler, wat ek sit, en dan is daar afkondiging van die skoolhoof dat die predikant wat onlangs die Bybelvasvra kompetisie van die SAIK gewen het en pas van die Bybellande af teruggekom het, het 'n vertoning in die skoolsaal. Al die skoolkinders het die voorreg om daarna te gaan kyk, en daar arriveer ons met 'n man wat daar voor staan met die naam van J.J.B. Kombrink. J.J.B. Kombrink was op daardie stadium dan nou, dink ek, amper die 3de keer wat hy die Bybelvasvra kompetisie gewen het, en inteendeel was hy daarna belet om verder deel te neem, want die magte agter die skerms het gesê dit raak 'n propaganda item vir die Sevendag Adventiste Kerk, want hy wen elke keer dit. In die eerste jaar wat hulle hom blok, is die volgende wenner was een van die Nehoff broers wat ook 'n Sevendag Adventist was. Maar om 'n lang storie kort te maak, is toe ek terugkom in die klas, toe sê Lorraine Grobler wat langs my sit, en ons weet toevallig is nie 'n realiteit in die Hebreëse taal nie, toe sê sy, dis ons predikant daardie. Toe sê ek, nou, wie's die predikant? Toe sê sy, nee, maar hy's die Sevendag Adventiste predikant. Toe sê ek vir haar, maar weet jy, ons is op papier ook eintlik Sevendag Adventiste, maar ons kom pas van Bethel af, het ons Pietersburg toe getrek, en in dit het ons in Bethel was daar nie 'n residensiële SDA kerk gewees nie, en inteendeel kom ons toe agter, maar in Pietersburg is daar 'n kerk, en daai aand het ons gegaan en gaan ry en die kerk gevind. Ons het daai Sabbat die kerk besoek, en sedert daardie dag was ons almal in die kerk tot vandag toe.
Maar ek bring dit in vanweë die feit dat leraar J.J.B. Kombrink het 'n stel van 30 Bybellesse gehad, die Bybel sou plak. En leraar Neelf se vrou bring vir my en my broer elkeen 'n 53 vertaling Bybel Pietersburg toe hy daar kom preek, en ons het agter in die Bybels het ons vir ons daardie Bybelstudies ingeplak. En dis byvoorbeeld wederkoms, dan is dit WK1, dan het jy 'n teksie wat jy na gaan, en dan is dit WK2, WK3. Om lang storie kort te maak, die 30 lesse het basies alles bevat wat jy nodig gehad het om te weet. En interessant genoeg was dit van die kernmateriaal wat ek gebruik het om by hierdie boek uit te kom. Ek het dit as 'n skelet gesien, en éventueel nadat ek getaak was deur leraar Roan Hoon se vrou Joey met die gedagte dat daar 'n behoefte vir so 'n boek, het ek dan dit gebruik as die skelet, en ek het aan haar bevestig dat die skelet het bietjie vleis nodig, en die vleis aansit het éventueel gearriveer by die bloudruk. Sure. En so het die bloudruk toe nou gekom, maar dit het alles begin as gevolg van 'n boek wat in jou pa se hande geplaas is, en dan so deur die tyd gewerk het, tot en met waar dit vandag kom. Ja, en dis die hartseer, nee, dat ons nou in 'n era aanbeweeg, dat 'n mens nie meer altyd fisies boeke het wat jy vashou nie, want interessant genoeg, mense gooi nie sommer boeke weg nie, hulle sal baie keer eerder die boek aangee, en ons lees baie van mense wat nie self 'n boek gelees het nie, hy het dit vir iemand gegee, en die persoon wat dit ontvang het, hy lees dit en hy reageer op 'n positiewe manier, en dis wat 'n mens graag sou wil hoop, dat meer mense daardie behoefte sou hê. So, duidelik is jy nie net iemand wat net diep dink oor die alledaagse dinge nie, of hoe die menslike liggaam funksioneer nie, maar ook oor hoe God se heelal funksioneer. Wanneer het jy besef dat jy nie net hierdie temas wil bestudeer nie, maar ook werklik dan die boek daaroor wil skryf? Ja, kyk, ek het groot geword met die gedagte dat ons een predikant het altyd gesê, ek het 'n kadetbeelstem en ek is bestem om 'n teoloog te wees en van vooraf te preek. Hy het net gesê wat sleg is dat ek brei, en omdat ek brei, is dit nie altyd so goed nie. Jy soek 'n ou wat nie brei as hy van vooraf sou praat nie, maar ek het toe op die einde besluit dat ek kan as 'n geneesheer kan ek ook teologie bedryf, maar as 'n teoloog kan ek nie geneeskunde bedryf nie, en ek dink ons almal is bewus van die gedagte van hoe baie treffend is die gesondheidsboodskap en die elemente wat daarmee gepaard gaan om juis vooroordeel af te breek, en dit was vir my 'n enorme voorreg gewees om juis op hierdie roete te gaan, om nie net die mens te ontdek nie, maar ook die skepper van die mens te ontdek, en dis die grootste voorreg denkbaar, om werklik van die skepper te kan weet, en ek dink die een belangrike ding is, dat ons moet versigtig wees, dat ons moenie kennis vergader om nog 'n debat te wen nie, ons moet kennis vergader om 'n siel te wen, en ek dink dis baie belangrik, dat ons moet mense raak sien, mense waar hulle is, met die wete dat ons wil Christus wees en hom as gekruisigde. Dis wat ons wil leer, en dis wat Paulus aan ons bevestig het, wat belangrik is. Nou die titel van die boek is selfascinerend, God se bloudruk, die heelal se beleid. Nou 'n bloudruk is iets wat alles vas lê. Dit wys hoe dinge in mekaar pas. As ek dink aan voordat 'n huis gebou word, is die bloudruk nodig sodat die bouers kan weet wat om waar te sit. Nou wat was die kernidee agter hierdie titel vir die boek? Interessant genoeg, in die fase wat ek nou met die verfyning van hierdie lesse, want in die Tygerberg gemeente het ons begin met ons webwerf, en ons het begin om daar Bybelstudies te posisioneer, en omrede ek redelik van hierdie goed beskikbaar gehad het, en oor tyd met mense gekommunikeer het, en dan iemand uit Suid-Korea wat kontak en sê, hy het van iemand dit gekry, is daar nie nog van dit beskikbaar nie, het die proses homself so ontwikkel, dat daar 'n behoefte ontstaan het om dit op 'n meer geordende basis te posisioneer, en op daardie stadium het ek nogal baie gekyk na bydraes van Iver Myers
van die Tower of the Lamb Ministries. En interessant genoeg het Ivan Myers op daardie stadium voor 'n dag gekom met die sogenaamde blueprint, met die gedagte dat daar agter die skerms in die Bybel inherente informasie geposisioneer is, dat indien jy gaan kyk, dan is daar patrone wat daar geposisioneer is, patrone hoe God met Israel gewerk het, patrone hoe Israel as 'n volk dan eventueel val en hoe daar 'n ware Israeliet kom met die naam van Jesus Christus en om die pad te stap deur die heiligdom wat dan alles regmaak en herstel wat Israel nie gedoen het nie. En dit het vir my laat besef dat die plan van verlossing is vergestald in 'n gebou, 'n enorme swanger van betekenis beeld wat vir jou die hele plan van verlossing illustreer en wat vir ons as nietige mense die geleentheid gee om te verstaan hoe die Godheid homself met die mens bemoei en hoe hy en die hele Godheid dan in staat is om juis dinge bymekaar te sit om die plan van verlossing daar te stel en om met sonde weg te doen onder die omstandighede. Wat is die hartklop van hierdie boek? Wat wil jy hê moet die leser verstaan wanneer hulle die boek oopmaak en hom ook dan weer toemaak? Ek dink dat ek sien dit as 'n helikopter. 'n Helikopter vlieg jy oor goed en jy kan die kontoure en die dinge sien. Ek het ook in hierdie hele tydperk hier in die vroeë 21ste eeu het daar baie sterk dinge gewees met byvoorbeeld die American Cassette Ministries en daar was 'n persoon gewees met die naam van Emilio Knettley. Emilio Knettley was 'n Amerikaanse sakeman wat 'n Sevendag Adventist was en hy het basies rondgegaan en vergaderings en by partye gewees en hy het eintlik getuig met 'n glasie koeldrank of 'n glasie sap in die hande met manne wat wil weet hoekom drink jy nie alkohol nie. En hy het bevestig in daardie betoog wat hy gehad het dat Genesis 1 en 2 is Eden en Openbaring 21 en 22 is Eden herstel. So Eden verlore tot Eden herstel en dis die hele gedagte wat ek vir die mense wou oordra dat ons het Eden gehad, ons almal aspireer om 'n tweede Eden daar te hê, maar van Genesis 3 tot Openbaring 20 deel die Godheid met sonde, die plan van verlossing wat daar is en die fantastiese faset dat ons deel kan hê daaraan en deur te gaan kyk na die informasie vervat in die hele heiligdomstelsel is ons in staat om te verstaan hoe die Godheid homself met dit besoedel, maar ook hoe die Godheid al die dinge daar gestel het om tot 'n oplossing te kom. En die boek deel dan met verskeie onderwerpe en ek poog aanvanklik om vir die mense 'n paar boustowwe of boustene te gee om te laat verstaan hoe mens dinge kan gebruik in die Bybel. Ek probeer byvoorbeeld tipologie oordra, dat 'n mens van tipologie gebruik kan maak om 'n basiese iets wat jy verstaan te benut om ewige waarhede aan jou te openbaar. En deur dit van gebruik te maak dat 'n mens baie komplekse waarhede so aan iemand kan oordra, sonder om hulle te oordonder met diep teologiese gedagtes. Okay. Baie dankie Dr. Rooi. Luisteraars, ons gaan net vinnig breek vir 'n kort advertensie en wanneer ons terugkom, gaan ons begin om bietjie dieper te delf in die boek self. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. Nooi jou graag uit na Oop Gesprek, 'n program waar ek gesels met mense oor hul lewens, hul geloof, hul bediening en die pad wat hulle met God stap. Ons het vandag die groot voorreg om te kuier met Henning de Beer. Henning, baie dankie en baie welkom. Baie dankie, dit is 'n plesier, dit is lekker hierso. Ek is Anina Wasserman en elke week gaan jy stories hoor, eerlike stories van hoop,
herstel, roeping en genade. Jy weet, 'n mens wil mos nou maar gaan grou en 'n ietsiekie gaan vat vir jouself. Anina, ek gaan vir jou. Daar's seker goeie sekuriteit. Ek glo so, want dit is nou 'n privaat plaas, so alles daar's goedkeurings betrokke, maar Ja. ek gaan die hele proses van fossilering gaan ek nou by hulle leer. So, sodra ek daai eerstehandse kennis het. Of dit nou musiek is, sendingwerk, 'n persoonlike getuienis of 'n saak van die hart. Hier kry jy egte gesprekke met mense wat 'n verskil maak. Luister in maandagaande om 6:10 die aand en met heruitsendings donderdae om 8:00 die oggend en ook Sabbatmiddag om 3:00. Net op AWR Afrikaans of aanlyn by awrafrikaans.org/luister. Jy is ingeskakel op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans met ons program Boekkeuses. En vandag het ek vir Dr. Roy Spammer saam met my en ons gesels oor sy boek God se Bloudruk. Dr. Roy, ons het nou die agtergrond gehoor en die idee agter die boek leer ken. Maar nou wil ek graag bietjie ingaan in die boek self in. Jou boek begin met die konsep van God se Bloudruk, 'n vooraf beplande pad wat aan die Jode toevertrou is en wat uiteindelik tot in die hemel lei. Hoe verduidelik jy aan jou lesers die idee van God se bloudruk? Wat beteken dit in praktiese terme vir mense vandag wat in 'n wêreld leef wat elke dag vinnig en verwarrend verander? Ek dink dit is krities belangrik om te besef dat 'n klomp van ons het bagasie. En die bagasie wat ons het is die plek waar ek gebore is, die omgewing wat ek in groot geword het, die sosiale strukture wat ek in is. En ek poog vir mense die gedagte daar stel, jy moet jouself stroop van jou bagasie, jy moet jouself in 'n omstandigheid plaas dat jy opnuut vars kan dink. En ek sal baie keer in privaat gesprekke vir mense sê, dit moet wees asof jy uitspoel op 'n verlate eiland. Daar is 'n trommel en as jy die trommel oopmaak, is daar 'n Textus Receptus, een van die 53 vertalings. Jy het nie 'n pa en 'n ma en 'n predikant wat allerlei ander dinge aan jou probeer oordra nie. Jy's bidend met die versoek dat die Heilige Gees betrokke sal wees en jy begin van Genesis 1 tot Openbaring 22 lees en nêrens in daai Bybel gaan jy 'n eureka ervaring hê met die gedagte ek moet die Sondag hou nie. Jy gaan nêrens 'n eureka ervaring hê om te sê o, kinders moet klein gedoop word nie. Jy gaan net by waarheid uitkom en dis wat 'n mens graag wil hê, dat mense moet terugkeer na die fondasie van die Bybel, dat die totaliteit van die Bybel is 'n realiteit, dat elke teks in die Bybel is nodig, niks is onnodig daar gestel nie, dinge wat jy soms dink is irrelevant, as jy later agterkom, dan besef jy, hierdie gedeelte gee vir my fondasie om sekere dinge daar te stel. Ek probeer ook vir die mense oordra dat 'n mens moet onthou, daar's 'n totale komplekse hoeveelheid tekste wat oor sekere onderwerpe handel. Sommige van daai tekste is dalk dubbelsinnig in die sin dat dit kan meer as een verklaring hê, maar oor elke kritiese onderwerp in die Bybel is daar sekere tekste wat daar nie 'n alternatiewe verklaring is as die waarheid nie. En op daardie basis is ons in staat om 'n GPS te hê. Ons het die vermoë om God's plan of salvation binne in die Bybel te ontdek. En daarom is dit so wonderlik dat ek vir meeste mense in die boek die gedagte wil gee, ons is besig met 'n geestelike legkaart. En dit beteken as ons 'n geestelike legkaart het, noem ek op 'n fase dat ons wil Christus sien, maar ons wil Christus in kleur sien. En elke legkaartstuk moet daardie beeld verbeter. As ek 'n legkaartstuk in die hand het en hy pas nie in nie, is dit of dat ek nog nie die ander basiese inligting onder die knie het om te weet waar die stuk pas nie,
of ek mag éventueel in 'n omstandigheid beland dat ek sien, maar weet jy, die wegraping is nie 'n fondasie in die Bybel self nie. Ek kan dit nie benut as 'n verklaring nie. Die Bybel gee vir my ander waarhede en ek moet nederig genoeg wees om derentyd te sê, watter voetspore het Jesus Christus vir my nagelaat, want ek en u behoort elkeen in Jesus Christus se voetspore te volg. En daarom sou dit nie ongewoon wees, dat as ek my op die Sabbat bevind, dat ek soos Jesus in Lukas 4 bevestig vers 16, soos dit sy gewoonte was hy op die Sabbat in die sinagoge. Dis waarin u en ek onsself ook dan op 'n Sabbat behoort te bevind. So ek is baie gemaklik met die totale komplement van inligting soos dit in die Bybel vervat is, en ek skram nie weg van sekere tekste af nie, want elke teks is verklaarbaar. Ons moet net toesien dat ons die stuk wat ons posisioneer op die regte plek posisioneer, en ons moet altyd Christosentries wees in alles wat ons doen. Die hele Bybel is Jesus Christus in geskrewe vorm. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. So ons moet die hele tyd onthou dat die totale betoog is dat u en ek Jesus Christus sal sien, en dat ons soos 2 Korintiërs 3 vers 18 bevestig, deur aanskoue verander sal word. En Filippense 1 vers 6 sê, hy het 'n werk begin en hy sal dit voltooi. So dis sulke wonderlike waarhede wat ons net oor opgewonde kan raak. So, die voorblad van die boek stel dit baie duidelik, dit is 31 sleutelstudies waardeur daar gewerk word. So sonder om in elke studie se detail in te gaan, kan jy vir ons 'n paar van die belangrikste onderwerpe deel wat hierdie studies dek? Wat behoort luisteraars te onthou uit hierdie studies uit? Wat ek gedoen het is om aanvanklik in die eerste tweede hoofstuk vir die persone die gedagte te gee, hoe behoort ons die Bybel te kan verstaan? Is dit nodig om regtig 'n diep studie te maak? Party persone het half hierdie gedagte, maar ons hoef nie baie te weet nie, ek hoef net te glo. Nou ek sê deesdae vir mense, en dit kom ook uit die boek uit, dat die gevaarlikste teks in die Bybel is Handelinge 17 vers 30. En Handelinge 17 vers 30 sê die Here het die tyd van onkunde oorgesien. Die implikasie daarvan, ons is verby die fase van onkunde. Die Engels is pragtig, he winked at the time of ignorance. So ons kan nie meer onkunde pleit nie, en ek dink dis die belangrike ding, en as ons dan verder in die boek gaan, dan gaan dit oor sulke dinge, die toekoms word verklaar, waar ons basies dan gaan en ons gebruik Daniël 2 met die beelde, ons gaan kyk na die wederkoms, hoe gaan 'n persoon salig word, wat gebeur, 'n bietjie praktiese gedagtes, hoe jy die Here ontmoet. En dan baie sterk in die boek gaan ons na gedagtes van Daniël 7, Daniël 8, ons gaan na die 70 weke tydsprofesie, ons gaan na die van dit bietjie dieper, waar ons die gedagte uit lig van dat daar's 'n gesig, en as ons die gewone Afrikaans gebruik, dan kan ons die ding nie lekker verstaan nie. Maar as ons teruggaan na die oorspronklike, dan word daar van 'n Shazon gepraat, en dan word daar van 'n Marei gepraat, maar in Afrikaans is gesig en gesig, en dan kom ons eintlik agter, maar vir ons om die 2300 aandes en môrens te ontsluit, het ons basies die 70 weke tydsprofesie nodig, waar dit aanvanklik van begin is, en dan kan ons voortmigreer en in 1844 uitkom. Maar ek dink die baie belangrike faset wat in die boek verder ook uitkom, is die hele gedagte van die plan van verlossing wat in die heiligdom, die bloudruk vervat is, waar ons 'n situasie het dat jy van buite kyk na hierdie gebou wat spierwit is, jy aspireer om binne in hierdie gebou te wees, jy wil ook wit wees. Daar's 'n enkele deur om in te gaan waar Jesus Christus die deur voorstel. Jy arriveer by hierdie koperaltaar, 'n tipe van die gedagte van die Golgotha ervaring. By Golgotha, as jy Christus op die kruis sien, is jy in staat om te sê, maar ek weet Christus het in my plek gesterwe, ek is geregverdig en ek kan
ontkom van die straf van sonde. Maar as ek Jesus Christus ontmoet het, het ek 'n behoefte. Ek het 'n behoefte om 'n nuwe mens te wees. En dis een van die ander onderwerpe gaan oor die doopervaring wat ek die gedagte gebruik van die eersgeboortereg. Waar jy dan gedoop raak, waar jy deel raak van 'n nuwe gesin nadat jy die ou mens laat sterwe het. Jy staan op en dan migreer jy in 'n gebouetjie in wat dan 3 meublemente het. En die interessante ding is, die 3 meublemente gee ons vastigheid. Dit gee vir ons die woord, dit gee vir ons die tafel met toonbrode, wat vir ons sê, Jesus is die woord, die manna wat gekom het, daar is die gedagte van dat ons is in staat om daardie brood te moet eet, Bybelstudie, daar is 'n tweede meublement, hierdie reukofferaltaar wat dan eintlik vir ons 'n tipe vorm van ons gebedslewe. So as Christen moet ek Bybel studeer, ek moet gebed hê, en dan is daar 'n interessante 7 goue kandelare, en ons weet as ons na Openbaring 1 kyk, het Christus tussen die kandelare beweeg, en die kandelare was 'n tipe van die kerk gewees. Daai kerk was net in staat om hulle lig te laat skyn indien hulle olie gehad het, en die olie was die Heilige Gees. En interessant genoeg dat as ek my Bybelstudie en gebed effektief doen, dan raak ek 'n skynende lig. Ek is 'n persoon wat vir ander mense kan verlig, en dit is die hele gedagte van dat ek is geregverdig in die voorhof, maar ek kan heilig gemaak word deur in my Christelike lewenswandel met Bybelstudie, gebed en getuig vir ander. Christus maak sy werk in my klaar, soos ek 'n seën vir ander sou wees, en daar word ek dan bevry van die mag van sonde, heiligmaking. En as ek dit reg kry, is die Here bereid om my te verseël. Die Here is bereid om sy vuur op my te laat kom. Hy maak my vuur bestand. En as hy my vuur bestand gemaak het deur my te verseël, kan die voorhangsel skeur en kan ek die godheid van aangesig tot aangesig sien wat gaan gebeur met die wederkoms. En die wederkoms is waarin elkeen van ons aspireer, want dan is ons bevry van die teenwoordigheid van sonde. En dis waarom dit so belangrik is dat ons moet sonde begin haat. Ons is nog so deel van hierdie wêreld dat ons soms nog geniet om in hierdie gemors rond te ploeter. En die Here wil graag hê ons moet migreer om te kom op 'n plek waar ons hom van aangesig tot aangesig sal sien en gemaklik is om in sy omgewing te wees. Ons moet versigtig wees dat ons nie 'n liefde het vir Christus nie. Ons mag vind dat ons 'n wanbegrip het van die godheid. En dis waarom dit so belangrik is dat ons nou moet leer wie God werklik is. Want slegs deur te weet wie hy is, gaan ons eendag gemaklik wees om in sy teenwoordigheid te wil wees. Sjoe, daai is my baie mooi opsomming. Al my vrae wat ek nou nog wou gevra het, kom so bymekaar en oor hoe om in hierdie chaotiese wêreld vrede te kan ervaar en hoe om die regte besluite te kan neem, maar dit is so mooi opgesom deur om te kyk na die groot bloudruk, naamlik die heiligdom. Dr. Roy, ons tyd is ongelukkig tot die einde. Mens dink nie dat 'n halfuur so vinnig kan gaan nie, maar baie dankie vir vandag se insiggewende gesprek. Maar voordat ons groet, waar kan ons luisteraars hierdie boek God se bloudruk, die heelal se beleid bestel? Kyk, dit is dan en wan Andrei Steenkamp van die Gauteng konferensie se kant af. Hulle het dan en wan 'n groot hoeveelheid boeke wat hulle by hulle self kry. Dit is direk van my bekombaar. Ek stuur dit gewoonlik vir die mense basies op my onkoste deur. So ek sal vir jou my inligting en my e-pos inligting deurgee, enigeen wat sou belangstel. Ek kan net huidig bevestig, dit was histories, was dit vir R150 verkoop, maar enige persoon wat dit gebruik vir uitreiking, is dit teen R50 wat basies net die drukkoste dek beskikbaar. Ek kan net ook noem, ons is in 'n proses om die boek ook na e-boek te probeer beweeg, dat dit totaal gratis beskikbaar kan wees, en ons wil net kyk dat ons dit op die regte manier bestuur.
Ons Engels is uit druk uit, so ons Engelse eksemplare is nie beskikbaar nie, maar ons het nog 'n paar honderd van die Afrikaans huidig beskikbaar. So luisteraars, as u graag hierdie boek wil kry, kan u ons gerus kontak ook dan hier by die radiostasie. Ons WhatsApp nommer is 060 248 1172 060 248 1172. Stuur vir ons 'n WhatsApp of gaan op ons Facebook bladsy en stuur net daar 'n boodskap ook en vra vir die boek en ons sal vir u dan Dr. Roy se kontakbesonderhede gee of u kan dit direk dan ook deur ons bestel en ons sal seker maak dat u daardie boek in die hande kry. Dr. Roy, baie dankie vir jou tyd wat jy eenkant gesit het om vandag met ons te gesels en ek vertrou dat baie van ons luisteraars hierdie geleentheid gaan gebruik om die boek te lees en God se plan vir die mens en die heelal beter te verstaan. Aan al ons luisteraars, baie dankie dat julle vandag saam met ons geluister het na Boekkeuses hier op Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Onthou, jy kan hierdie episode en vorige episodes ook op ons webtuiste weer na gaan luister. Gaan net na www.awrafrikaans.org en dan gaan soek vir Potgooi en kyk dan vir die program Boekkeuses en daar kan jy na al die vorige programme ook na luister, as ook vandag se program. Mag die Here u seën, u hart vol met sy vrede en ons elkeen help om sy blauwdruk in ons eie lewe te sien. Dr. Roy, baie dankie en ek sien uit dat ons weer binnekort bietjie meer kan gesels oor ander, dis dalk nie boeke wat geskryf is nie, maar studies wat ook aan mekaar gesit is. Amen. Baie dankie, Heinrich. So dit was dan vandag se program en tot 'n volgende keer. Maak die regte keuse om die regte boek op jou boekrak te sit.